Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouers Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouers Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die digitale bemarking en tegnologie aspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. We are back in town. The boys are back in town. Kan bykie klets. So jy klets. So Niks swets. So hiersoos, daar's ek in nou hierso. So die behalwe die ander ding op mense se lippe, behalwe lipstick wat virusse en bakterieë doodmaak, is GPT. Dis vir my, ek sê vir Adrian in die week, is vir my verstommend. Aan die een kant het ek, omdat ek nou my YouTube, soos ek sê laas, ek die YouTube training is vir my is vir my meer, ek kyk meer as wat ek luister, want seker goed wil ek sien. So is my interessant ook weer eens seisoene. Jy weet, so lief is wat ek vir 'n podcast is, dis nie waar ek my training kry, ek sou sê die afgelope 2 maande nie, ek is baie meer visual met die goeters, nuwe kanale wat ek ontdek en so aan, en natuurlik weer eens die krag van 'n algoritme. En ek dink dis selfs waar AI inkom, en ons sal 'n bietjie daaroor praat, en ek wil veral 'n bietjie vashaak weer eens, en ek klink soos 'n plaat wat vashaak, maar dis e-mail marketing. Ek kan nie dit genoeg beklemtoon nie, ek bedoel as enigiets van my wil wegvat vir die toekoms, vir nou, iets wat in ons eie besigheid next level gaan vat vir ons kliënte, as jy met jou e-mail marketing uitsort, en ek praat nie van nuusbriewe nie. Maar in elk geval, in die krag van die algoritme is hy gee jou meer van wat jy soek. En hierdie een oomblik sien ek hier's AI en hier's ChatGPT, en ek dacht, dis 'n stupid naam, en gaan in en om net te sien, maar goeie hemel die ding. En ek dacht toe ek is 'n jaar of 2 laat, net om uit te vind, die ding is nou net, is 'n flavor of the month. Adrian, wat het hy was Angry Birds, het 1 miljoen users in hoeveel weke gekry? 26 weke, dis 'n rekord tot dusver. ChatGPT het die rekord gebreek, hy het 'n 4 weke 1 miljoen users gegenereer. So. Ag, skus, 5 dae, ja. Nie 5 dae, 1 miljoen versus 27 weke. Alright, maar Jacques, ek wil gewoon net dalk 10 stappe terug gaan. Doen het. Want ChatGPT is 'n uitvloeisel, nee, van AI. Yes. So kom ons verduidelik dalk net vir mense wat weet in leuke terme sê ek altyd, wat is AI? So behalwe dat kunsmatige intelligensie is, in 'n maklike verduideliking is dit dis jou simulasie van menslike intelligensie en die prosesse wat uitgevoer word dan nou deur 'n masjien in plaas van 'n persoon. Veral nou natuurlik rekenaars. So dis die basiese komponent van waar artificial intelligence vandaan kom. Dis die kommunikasie tussen die twee. Nee. So is dit nie mens versus computer. Ja, maar dit is sê waar 'n masjien rekenaar kan 'n menslike funksie, so dit is 'n simulering van 'n menslike funksie. Nou okay, daar's nou klomp goeters aan dit, en ek wil verduidelik weet fondasie vlak hoe dit werk, nie dat ek so 'n expert wil klink hierso nie, maar hoe dit gewoonlik werk is 'n magdom van data wat jy in 'n masjien invoer, en dan begin hy patrone sien en verstaan, tot en met so mate dat hy nader kom aan 'n menslike simulasie. En dit is nou voorbeelde soos, as jy praat, so hy kan 'n natural language begin leer en wat se naam, dis waar die ChatGPT inkom. So dat ons nie net by ChatGPT wegspring nie, maar dit is in daai been, is van 'n language perspektief af, kan hy genoeg leer om met jou te kan converse.
Dan het jy ander goeie soos image processing, wat jy vir miljoene prentjies gee, en dan kan hy dit detect, as jy hom genoeg, is weer as dit gaan oor genoeg data en algoritmes, dat die masjien verstaan, as ek vir hom hierdie prentjie wys, dis 'n foon, as vir hierdie prentjie wys, dis nie 'n foon nie, dis 'n microwave, dat hy die verskil kan sien in prentjies. So dit is deel van, ek meen, dis nou net deel van hierdie goeters, dan is jy ook nou natuurlik soos die, baie weiers, soos die self-driving cars, wat nou allerlei ander goeters insens, maar die tot 'n leuke term is die basiese beginsel is daar's genoeg data wat hierdie masjien invoer, dat hy soos 'n mens kan 'n besluit maak. Nou ChatGPT is 'n artificial intelligence ding wat hulle het, wat jy met hom kan 'n conversation voer, en hy kan nou wye vorm van goeie doen, so wat jy nou kan sê, jy kan vir hom iets vra, en hy kan met jou terug doen. Hy kan vir jou terug iets sê, en die konteks is beter. Nou ChatGPT is gelaunch, is die eerste, kom ons sê maar, ek wil sê commercial development, wat is nou publicly launch, nee? Ja. Maar daar word beweer, weet ek wat in die IT is, in die tegniese kant, dat Google en Microsoft het actually beter tools as ChatGPT, wat hulle intern gebruik, en wat hulle intern het, maar is amper al dis hulle geheime wapen. Dis hulle secret source. Ek het ergens gelees dat as Google, hulle is so ver advanced, as hulle is in launch, is ChatGPT. Wel, aan Google nie meer besigheid nie. Ek dink dis deel van die ding is, hulle weet nie, hulle kan dit nie monetize nie. Ek sien. So, omdat, hulle weet, die tegnologie is daar, maar dit word intern vir hulle goeders gebruik, hulle eie, om hulle prosesse intern beter te maak, en maak sin. Ja, wel, is hulle die tweede grootste, wat is hulle, die tweede grootste maatskappy in die wêreld? Waar is Google, die derde grootste? Ek weet nie, actually. Jy het Apple's een, en ek dink, anyway, ek dink is tweede of derde grootste maatskappy, maar in elk geval. Top 5, sal ek het. Ja. So nee, daai is belangrik. So, kom ons, dankie vir die agtergrond. So, kom ons kyk nou hierdie ding, ChatGPT, ek dink wat ook baie belangrik is, omdat hy oop is vir die publiek, hierdie is deel van die beta, dat hy meer kan leer. It's getting better. It's getting better. It's the better. It's the better. So die hele ding dat jy 1 miljoen ouens het wat nou begin vra, nou begin die machine learning, nou begin hy uitfigure hoe vra mense vra, wat en so aan, en hy is ook sy ander beperking, ek dink hy sê tot 2021, so hy kan nie vir hom, hy gee nie vir jou inligting vir 2022 bijvoorbeeld, gaan jy nie rarig iets in hom kry, en ek bedoel veral in tegnologie, ding beweeg so vinnig, so die feit dat jy nie 'n 2022 komponent het nie, is 'n ernstige swakpunt, sou ek sê, maar en natuurlik geleentheid. Maar die ding is wat vir my verstommend is, waar ek dink die onmiddellike, en dis nie 'n gevaar nie, ek dink dat ouens dink altyd weer artificial intelligence vervang werk, en ons het dit al baie keer gesê, dit vervang, ja, daar is slagoffers, daar gaan slagoffers wees. Ja, maar ek dink, wat mens baie keer moet onthou, is dieselfde toe, ek vat terug toe die rekenaar in die 90's uitgekom het, dat het daai groot kamer van Tannie Tuxters vervang, ja, maar dit het geleid tot allerlei nuwe werke. So wat mense moet onthou met AI, weet, almal is bang, ja, AI kom hier so en hy gaan 'n menslike funksie oorneem. Hy gaan 'n menslike funksie oorneem waar dit 'n repetitive task is. Yes. Dit wat 'n mens donkiewerk veronderstel is om te doen, dit is 'n sielsdorende werk. En dis waar 'n masjien baie beter kan funksioneer. Hy word nie moeg nie, hy raak nie bored nie, hy maak nie foute nie. En dis wat ons moet sien. Daar gaan 'n hele uitvloeisel wees van nuwe werke, nuwe goede. So dis nie, ek dink nie is hierdie groot doom and gloom ding wat ek wil sê die anti-AI profete kom propageer om te sê, ja, as dit nou inkom, is ons almal ja, dan kom Arnold Schwarzenegger se Terminator movies waar. Wat vir my baie interessant, en om daarbey aan te sluit, is ook, dit is hoe jy werk wat gaan verander. So daar is natuurlik, soos jy sê, daar gaan nuwe werk geskep word, maar kom ons vat nou byvoorbeeld met Adrian. Wat hierdie ding doen, so behalwe dat jy nou, kom ons sê, ontwerp sagte waarheid. So jy gebruik byvoorbeeld ChatGPT om, en behalwe dat die ding kan skrips, nee, ek het vir hom gevra, skryf vir my 'n skrip vir 'n videoreeks, dan gee vir hom die tema, dan sê hy, dis 'n skrip, dis soos 'n Jacques loop in, hy sê dit. Toe kom Ernest in, hy doen dit, hy skryf hierdie skrip, dit is ongelooflik in die spoed.
Okay, nou weer eens, nou die eerste 2 potentiële casualties, en ek onthou ek het in die week met 'n girl gesels wat 'n ontwerper is, toe ek vir die goed wys, haar eerste gedagte is vir my, ek het nie 'n werk nie. Ja, ek gaan nie werk hê as 'n ontwerper nie. Ek het ook met Adrian bespreek, ook weer eens, hoe jy kan klaar sien hoe dit gaan verander vir ontwerpers. Of 'n copywriter, kom sê nou 'n skrywer, nou het ons Albert wat skryf. Nou moet ek, die ding gaan vir Albert vervang. Wel, nommer 1, die ding kan nie Afrikaans praat nie, nommer 2, maar wat hy wel doen, hy gee vir jou fondasie om van te werk. So hy gee jou idees, hy prompt jou. Dis 'n icebreaker, weet hy. Absoluut, dis 'n icebreaker. Om 'n power tool te gebruik. Jy weet dit gee jou 'n ekstra vermoë, maar jy moet die ding eintlik maar jy moet nog steeds polish, maar die spoed waarteen jy kan. En dan natuurlik as daar kom terug wat Dewald gesê het, baie kom sê Monday motivations. Nou 'n stupid voorbeeld. Dis nie waar ek eintlik enigeen van ons breinkrag nodig het nie, dis Google krag. Jy kan vir ChatGPT sê skryf vir my 100 Monday motivations met 'n besigheid en natuurlik jy kan vir hom sê in 'n Ernest Hemingway styl. Nee? Jy kan tot die skrywer, dan pop hy daai goed in 'n minuut uit en dan jy gaan cut and paste en Bob's jou ankel met 'n fotootjie wat toe kom. So dis weer daai kommoditeit, maar as jy nou met jou kliënt, hy gaan nie vir ek wil sê 'n sales benefit kan define argumentsmodelle vir SLC groep nie. Jy kan nie vir it's not gonna work. Alright, so nommer 1, hy help jou, hy prompt jou, hy bou fondasie, maar wat vir my nogal kragtig was, as ons nou kyk met die ontwerp, in Discord, wat is journey, waar het jy in design? Midjourney, ek het gisteraan Midjourney gespeel tot hy my uitgeskop het, gesê jy nou betaal. Waar jy sê vir die AI, jy gee hom instruksies, nou dis nou waar jou ontwerp vermoë inkom om te sê, sit hom in die agtergrond, ons soek 'n bietjie son, ons soek 'n skaduwee na links, sit hom in 'n uitkyk, ek soek hom realistiek in 'n Picasso-styl. Met ander woorde, die ontwerper se kreatiwiteit, hy gaan nou in sy kop moet skets, wat die AI moet interpreteer. En wat ChatGPT doen is, jy sê vir hom, skryf vir my 'n art prompt. Met ander woorde, skryf en bewoord vir my hierdie. So jy gee hom die bird's eye view en hy skryf die detail, jy cut and paste dit in die Midjourney en Midjourney doen vir jou ontwerp. Maar so daai is nou weer so, wat ek vir Adrian gesê het, toe ek vir hom met dit laat speel het, en ek wil hy met die op die mic kom en sê hoe hy dit ervaar het, is ek het vir hom gesê, ek kan sien hoe die ontwerper van die toekoms gaan 'n editor word. So editor, hy moet kan interpreteer, hy moet dit kan bewoord, en hy moet kan manipuleer wat gegenereer word. Maar hy gaan nie, en nou moet hy die prentjie van scratch af nie. Die hardcrafting tools gebruik. Correct, maar daar's nog steeds 'n designer, ek wil dit beklemtoon, 'n ontwerper vermoë om te kan bewoord wat, ek kan nie lekker bewoord wat, of ek sien dit nie so lekker in my kop nie, nee. Ek weet nou nog die ou Bladywell skilder nie. Waar die hel begin jy? Ou sien dit in sy kop, nee, of 'n beeldhouer en so aan. Wel, ek meen, vat net soos byvoorbeeld hoe sagteware ontwikkeling begin het. As jy nou met iemand praat wat in sagteware en rekenaars was van die vroeë dae af, die 70s, 80s, wat jy weet, waar hulle gepraat het van die punching wat hulle nog fisies moes doen om die goeders te code. Toe later, toe kan jy dit begin digitally code. En toe kom al die nuwe sagteware tale uit. Dit het nog nooit die developer se rol weggevat nie. Dit het net vir hom baie beter tools gegee. Nou is dit soos low-code development, wat jy nie eers meer hoef te kan daai hardcoding tipe goeders doen en so en so. En ek dink dit is al klaar vir mense ook 'n indikasie van hoe die goeders actually evolve. Dat dit is net elke keer beter tools en nou as jy nou vir Adrian eendag en jy weet as hy vir sy kinders vertel, hy het nog op 'n ontwerpprogram wat jy moet klik en drag en jy moet hierdie ding soos daai ding laat like en sulke goed. Dan gaan dit ook soos wow, jy's daai van julle was archaïs geweest. En dis so, dit is maar net evolution. Dis soos wat net voor ons teruggekom het Engeland toe te pa vir sy kinders hy laities uit 'n tape uitgehaal. Toe vraag hulle wat's dit? Toe die een toe vat die tape toe wil hy luister so. Hy skud op. Nou weet hy wat se tape nie. Weet wat noem jy die goed? Kaset. Hy het nie geweet nog in sy lewe kaset nie. Dis nie never mind CD, ons is in 'n Spotify age. Hy weet nie wat die ding is nie. Maar ek dink nie my kinders weet wat 'n CD is nie.
Ja, hulle gaan nie weet wat 'n Siri, absoluut. Hulle ken net Siri. Dis 'n frisbee. Siri. Dis 'n frisbee. Ek het met jy praat van 'n plaat wat altyd vashak. Weet jy lekker goeie plaat frisbee. Wat 'n braai was dit? Nee. Praat die koshuis vierkant uit nie. Die sang sit in my kop vas, nee, dis die plaas. Breek. Ja, Rock sit in my kop vas. Ek weet hoekom. Die ander betekenis van ek het 'n plaat in my kop nie. Ja. Ek weet hoekom dit so 'n goeie frisbee is. Want hy waai 0. Hey manne, ek sien is nog vir die koffie hier geskop het. So die opwindende ding en dan wil ek die ander so gepraat van die koffie. Nee, kom, dankie Stefan. En dan wil ek vinnig net in julle industrie vashak, finansiële industrie natuurlik die prokureurs. Is die feit dat dis die spoed van werk, né? Nee? Dit is veral, ek dink wat vir my opwindend is in die kreatiewe kant is die output. Die spoed waarteen ons kan werk. En wat dit vir my beteken, en ek sal dit nog later, ek sien hierso selfs hoe ek dinge anders in die besigheid wil doen, is as ons jy kan een van twee goed of na spoed kyk, is twee maniere, dink ek. Is nommer 1 is ek kan nou meer kliënte bedien in dieselfde tyd. Of wat ek sien is, ek gaan sekere kommoditeitsdienste se keel afsny en dit net gratis begin doen. Ek's moeg om, ek sê altyd die Facebook posters so goed, ek's moeg om hierdie, om werk te doen waar ons, as jy duur is, dan charge jy R6,000 'n maand, byvoorbeeld. En dan sal, dis nou die klassieke ding, dan sê ja, maar Susan, wat, nou my niggie se dogter, wat staat 8 is, het gesê, sy doen dit vir R1,200. Jy weet, so daar sekere goed, ek nou moeg is om hierdie gesprek te hê. Ek gaan hom nie wen nie, want party ons verstaan net nie, content creation is nie created equal nie, Facebook posts is nie created equal nie, ja, waar die werklike vaardigheid inkom is as jy die Facebook campaigns, en jy moet begin lead generate, LinkedIn campaigns, Twitter en so aan, maar daar is die werklike skill, en somehow hak ons altyd vast met, dis nou, ons gaan nou vir jou, vir R3,000, ek moet nou Ernest, ons eerste keer met julle ouens begin werk, ek ook vir R4,000 doen ek vir jou 8 posts 'n maand, maar wat beteken die post? Nee, maar dis cute, weet, en ons doen dit net. Ons is out there. En ons kry likes. Ons kry likes, en ons kry shares. Ja, maar jy kyk, wie is die likes? Jou ma, jou ma en Mama Lodi, en die hele ding is om, ek wil op 'n punt kom, sê weet jy wat, sorry, 5-ster diens, gratis, daarso, kom ons praat nou, kom ons verwyder die olifant uit die kamer uit, en kom ons begin nou gesels oor ernstige digitale bemarking. En dit is wat hierdie tegnologie mense in staat gaan stel, is soos ek sê, as jy die spoed kan versnel, dan kom jou koste, jou unit cost, met ander woorde, of jou in-house cost, ons kosprys kom dan af, en as my kosprys laag genoeg is, dan begin ek dit amper soos 'n lead magnet sien. Ek kan nou sê, ek kos sê gemiddeld kost het my R1,000 om 'n nuwe kliënt te wen. As ek kan hierdie diens bied, en dit kos my R100, en ek gee hom verniet weg as deel van my lead magnet, dan spaar ek. Dit is so maklik soos dit. Ek sê so maklik soos dit, en dit is nie so maklik soos dit. Adrian, vertel die ouens gou, spring jy op Dewald se mic, wat was jou ervaring as 'n ontwerper? Jy het begin speel, wanneer was dit, Dinsdag, en ek weet jy het vir my gesê, jou mond het oopgaan. Ja, so ek was op Discord gewees, ek was verbaas dat Jacques geweet het wat dit is. Ja, ek was verbaas dat hy nie geweet het van AI. Ek ook. Ons het mekaar, and by the way, ek sê ek van jou rede, ek sit gisterand op Discord, my laaitie Christian kom en hy sê, wat doen hy? Wat doen jy, papa? Ek sê, ek is op Discord. Mama, papa is op Discord. Ek is verbaas, hy. Dit is nie die jonges wat op Discord is. Vat dit 'n compliment, man. Ja, nee, ek het nooit in my lewe Discord verstaan nie, want dit was eintlik so half die gaming kanaal. En ek's nie regtig 'n groot gamer nie. En toe vertel jy my dis AI, toe gaan lees ek bietjie op, gaan kyk YouTube video's en ja, dis scary. So toe begin ek daar speel en ek voel dit is juis waaroor graphic design gaan, as ek dink aan my swattings. Dit het glad nie gegaan oor design regtig, dit het gegaan oor design thinking.
En dit is presies wat nou gebeur. Well, actually, wat jy kan dink. is design die thinking en die proses is eintlik die construction, is dit nie? Ja. Dit is daai is eintlik bouwerk. Dis nie design En dis 'n moerse verskil. Bou jy net wat jy klaar eintlik moes in jou kop. Presies, en dis waar meeste mense verkeerd is. Dis waar ek verkeerd was. Ek het gedink, nee, ek gaan dit nie gaan kan swat. Produksie is Ek design. gaan nie kan teken nie, ek gaan nie dit kan doen nie. Maar as jy dit kan dink, dan jy wel meer as halfpad daar. So daai wat jy daarso, daai revelation wat jy daar, is my interessant, want dis weer eens so met ander woorde. Die eintlike gevolgtrekking is ons definieer 'n ontwerper verkeerd. En hierdie AI het nou vir ons gewys wat is eintlik 'n ontwerper, nê? Nee. Want amper die produksieproses beskou ons as die eintlike, soos kan jy Adobe werk en operate. Nee, daar's amper 'n software skill component versus nee, dit is die thinking soos jy sê. Hoe interpreteer ek? Hoe kan ek, want ek kan nie op daai level dink of ek kan nie, of kan ek sê dit is een ding om 'n ding te dink, dis 'n ander ding om hom op papier te kry of op 'n ontwerp te kry. Verseker. Wat het jy, so jy het 'n paar goed, natuurlik, as jy wil gaan kyk, hierdie klipkouers, ons het 7 jaar oud geword, natuurlik ons het 7 jaar oud geword, hierdie week, ek is so, wat, ja, ons is in monk mode. Wat, ons monk mode. Meatloaf. Is 'n meatloaf, ek moes actually, ons gaan nou braai, die, so Adrian het die verjaarsdag image, ek het hom gesien. Ek weet of julle het julle nie gekykie? Monk mode. Is jy monk mode? O ja, jy's monk mode, jy mag nie op sosiaal. Ja, okay, touché. Maar die verjaarsdag prentjie, vir die 7de verjaarsdag het Adrian geskep met artificial intelligence. Kan jy hom sien daar, so julle kry die idee, kyk, wys daar 7de hemel. Maar die 7de hemel, dis nou weer Albert, né? Dinges gaan nie daai level of kreatiewe skrywe kan doen nie in Afrikaans nie. So ons het Albert doen sy ding, so ek sê ek dink veral as jy ook nie in Engelse omgewing, dis ook die ander goeie nuus. Solank jy nie, ek dink enige ou wat in Engels besigheid doen of primêr Engelse, ek dink dis waar die grootste kompetisie gaan wees. Oomblik wat jy ander tale en so aan vertaal, dink ek het jy minder jy kan so bietjie beter slaap in die aand. Vir nou. Want hierdie ding vertaal, né? Dit is die ander ding. Die ding ek wil nou hier kyk. Wat jy daar doen is die anglo-ritme. Wat dan met Engels word? Die woordspeling. Ek het 'n businessplan gedoen. Nee, ek het 'n besigheidsplan gedoen en toe wou hulle eintlik 'n businessplan gehad het. So ek het nou hierdie hele ding in Afrikaans getik en toe moes ek dit nou oordoen in Engels. En toe gooi ek hom in Google Translate en van Afrikaans af na Engels toe was dit eintlik, ek was surprised hoe goed dit was. Ja. Ek moes nou 'n paar goedjies soos Afrikaans het elke keer African geword, wat nogal so groot verskil is. En daar was so 'n paar goedjies, maar ek was verbaas hoe goed hy Afrikaans verstaan. Ja, en weer eens is 'n fondasie. Jy gaan nie daai wat ek dink party Chinese ouens nog nie agtergekom het wat vir my verskriklik interessant is, hulle daai direkte vertaling. Ek gee julle 'n voorbeeld. Kyk, is die Chinese verkrag Engels, maar then again, ek gaan nie maak asof ek een woord Mandarin kan praat nie, want ek bedoel dit is wat Tim Ferriss mos gesê het, jy Mandarin 80% goed wil leer of 90%, vat 6 maande as jy om 98 of 95% goed wil leer, vat jy 20 jaar, nee, so net so te loop, so 'n baie komplekse taal. Maar ek en Krishna, my vrou, ons is net voor ons getrou het, nou gaan ons eerste oorseese vakansie, gaan ons Thailand toe. So dit nou weer 'n ding geword het, saam met Mauritius wil ek sê. En ons is daar onder in Patong, wat is hy, wat sê onder, ek nou vergeet wat in elk geval. En ons gaan toe na die James Bond Island toe, waar hulle ons golden gun of iets geskiet het. En oral, dis 'n James Bond. Soos James. Soos J-A-M-S. En ek het James Bond. Nice. Ek dink cool, of wat is Rhodes, die vrugte brand, nee, ek dink James Bond, maar in elk geval. Ja, ek het gedog AI is as jou oortraan in die kombuis. Hoekom traan jy my? Ek het AI. Wel, ek het hom net nou so 'n bietjie confused toe ek hoor in Afrikaans is dit KI.
Want jy weet kunsmatige inseminasie. Ja, simuleer 'n bil miskien. ek sien ons gaan hand uitdruk. Maar in elk geval baie interessant, maar ek wil vinnig net ek wil by die regs lei en dan natuurlik is so interessant weer en ek dink deel wat aangeraak, nê. Hy gaan nie daar's nog steeds 'n kreatiewe en 'n strategiese proses in 'n regte in elk geval wat jy doen. Ja, maar ek dink nie alle prokureurs het strategiese vermoëns en ek wil sê daai probleemoplossingsvermoë nie. En dis 'n kreatiwiteitsprobleemoplossing, né? Ja, so baie right brain. Jy net heeltyd uit die handboek uit. Absoluut, a very right brain thinking. Is regterbrein. En AI kan nie dit doen nie. Is die regte brein. So 'n AI kan nie daai nie, maar hy kan donkiewerk verwyder. So hoe sien jy daai? Wat het jy want die eerste ding is altyd gaan julle gat sien. Ja, so ek dink daar's ons eintlik dit is nog as 'n groot mite eintlik in ons beroep om te dink dat dit gaan net ewe skielik die lawyer se werk kan wegvat, want daar's net eenvoudig te veel van die goeters wat actually hindernisse is tans, jy weet, en ek dink ja, daar's baie probleme met outomatisering, want dit is tog maar waar die AI inkom, right? Jy moet tog 'n instruksie gee en ding moet vir een of ander output gee. Maar ek dink daar's baie redes dat prokureurs nie deur robotte vervang gaan word nie, maar daar's ook tog baie useful tools tussenin wat regtig mense werk baie kan optimaliseer. Ek sal nou sal ek so 'n bietjie deur dit praat oor wat is die spesifieke goeders nou, maar ek dink waar daar reeds nuttigheid inkom om die tegnologie aan te spreek. Byvoorbeeld in Discovery waar jy soos 'n groot klomp dokumente kry en die dokumente moet geïdentifiseer word en benoem word, geklassifiseer word, 'n datum bykry, sulke goeie. So daar's nou redelike nice tools waarmee jy kan amper 'n random pak dokumente inscan of invoer en daarvolgens kan dit sien, okay, hierdie is 'n invoice, hierdie is 'n brief, hierdie is 'n dit, 'n dat, van wie aan wie, wat is die datum daarvan en die content extract en in die woorde begin om sekere woorde te identifiseer en sinne uit te ken en links te begin maak en ja, amper soos jy altyd doen met hierdie wire diagram, hierdie spider diagram eintlik, weet jy so wat ek en jy kan hier's al die korrespondensie en wat ons doen en hy voer dit in met datas en hy kan vir jou al 'n prentjie uit, mens sê hier sien ek dit nou in 'n ek het meer, ek kan vinniger konteks kry. Wys as jy nou sê jy het so 'n pak dokument om deur te lees en dan moet jy dit nou eens uitpak. Sticky notes en ja, daarin kan dit dalk vir jou doen. Ja. En so daar's wat ek is en hy kan dit doen en as jy wil kyk aan use cases, ons sê right, hier's die tipe, ek het hierdie tipe litigasie gaan kry vir my historiek iets similar, dat net om weer eens met jou te prompt, neem te sê, hier was die similar situasies en dis wat die bevinding was en dis hoekom, dan weet dit help jou om kreatief te dink hoe om hierdie ding te benader. Ek dink dis weer eens daar, jy moet nog steeds konteks, ek weet nie 'n lawyer is nie, of as jy nie 'n goeie lawyer is nie, gaan daai ding so kyk en het nie 'n idee wat om te doen nie. Jy gaan klaar 'n plan hê, nou al wat gebeur is jou plan is sterker. En as jy byvoorbeeld nou vat, dis nou moeilik om te verduidelik, maar ek meen, ek gaan op 'n whiteboard, ek sit al die dokumente uit, ek extract hulle almal dat ek 'n visuele bird's eye view van al die dokumente in 'n spesifieke saak of aspek daarvan het. En identifiseer sit dan digital sticky notes op, wat's elkeen se naam, en soos wat ek deur dit gaan, merk ek insigte en goeders wat opvallend is en begin die goeders met mekaar link. So ek dink dit is tipies iets wat mens sal kan outomatiseer in itself. Waarskynlik redelik maklik eintlik om te sê wanneer 'n dokument inkom, sekere goed gaan die ding nou nie alles kan doen nie, maar mens gaan sekere goed, hy gaan dalk vir 'n ding uitwys en sê ek is nie seker oor hierdie een, of wat van hierdie een, dan sê ek okay, hy gaan daar, maar ek sal byvoorbeeld maklik 'n spread kan hê van al die dokumente wat visueel sigbaar is op een skerm, op 'n spesifieke manier die benaming van elkeen op 'n plek ten opsigte van daai posisie en dan vir hierdie ding leer en sê gee vir my hierdie tipe observasies, merk jy uit op hierdie manier. Dan beteken dit ten minste dat wanneer ek gaan sit en werk, soos wat die dokter instap in die teater is klaar reggepak, om in te gaan en sê, okay goed, nou gaan dit nie meer 6 ure vat, of meer, jy weet, prosedure nie, net om tot by die punt te kom. Ja, dit is 'n insightful proses om dit
met die hand te doen tans, maar dis ontsettend lomp, want partykeer dan gaan ek in irrelevante goeders in, want ek weet net nog nie, en ek soos ek moet net die ding bestudeer en bepaal of het relevant is en so. Wat ek altyd dink, ek sê altyd daai rabbit hole. So as jy nou so, weet ek wys nou maar as jy so groot pak dokumente het, daar's dalk 'n dokument hier in die middel, en hy laat jou in 'n heel ander rabbit hole, maar dit eintlik is daai in konteks van die hele saak, is daai was dit dalk per ongeluk daar, en dit is eintlik hier die crux van die saak, insignificant. Maar omdat jy nie die hele konteks het nie, kan jy nou so, begin jy amper half jou saak bou, op daai dokument, want jy dink dis 'n belangrike stuk, en dan kom jy later agter hier by die einde toe, maar daai is eintlik irrelevant gewees. Ja, so dit is wat ek dink ook waar dit dan baie nuttig raak, sê is met navorsing en goeters, maar tans nog steeds, ek meen, dit vat maar krap werk, jy weet, daar's elemente waar dit baie nuttig sal wees. Wat ek persoonlik beleef in die regsberoep is dat dit is baie moeilik om die ouens na tech toe te beweeg, want lawyers is eenvoudig te besig. Daar's nie tyd in die dag om te gaan training doen en tools te leer en sulke goed nie. Dis soos ek is besig om te werk, ek skryf fooie, ek moet mense konsulteer, ek moet cost time is money, nee. Ja, time is money in daai game, en iets wat nou my aanvanklik om 'n nuwe tool te leer, ongelukkig breek eers jou spoed. En dan kan jy eventually raak jy vinniger, dan raak jy weer vinniger. Dan begin jy in dit inkom en dit begin spoed vang en verbyvat. Maar daai transition is moeilik, jy weet, dis soos om 'n ou hond te leer sit, en nou moet jy die vir ouens wat in hulle werk vir goeie rede, hulle is gesettle, hulle is established, hulle weet ek doen my goed so. Ek skryf dit hier, dan lees ek hom daar en dan trek ek hierdie en ek doen daai en goeters, maar eintlik is daar soos digitaal van daai kan so lyk, en dit kan eintlik 'n massive advantage, maar natuurlik daar's firmas wat baie goed doen met dit, en ek dink eintlik die voorloper wat ons sien in ons beroep is in Singapore, is daar in Asië is die legal tech, 'n massive industry, en hulle het eintlik die job is eintlik geredefine, in die sin daarvan dat die prokureur is meer betrokke by die ontwerpproses, die hele aanslag is anders. Tans is ons law werk so, ons het al gesê van die ding van ons gooi ons daai en die lawyer het die binnekant van die boks gelees. So ons, dis 'n bietjie die tipe ding, wat ons eintlik het ons hierdie bietjie ignorance, want die law is so tegnies eintlik, dat ons loop maar net hier tussen die lyne, en ons is kind of alright, tot dan 'n regte fight uitbreek, dan soos okay, goed, gaan ons dit nou druk tot op die heel einde om nou te sê, wat sê die law, en daar's een reg, een verkeerd tipe algemene scenario, maar waar so ons werk is baie keer 'n dispute resolution, maar die nuwe manier is dispute avoidance. Dink user journey, user experience, is wat is vir die kliënt, wat probeer ons eintlik regkry, en dis wat ontwerp is begin with the end in mind. So, waarby wil ons uitkom, waarmee werk ons, wat het ons mee te doen, hoe lyk ons tipiese gevalle, wat is die best case scenario, wat is ons uitsonderings, en hoe manage ons die ding. Ek meen, byvoorbeeld, as jy nou dink Amazon is huge, understated, maar hoeveel dispute dink julle het Amazon elke jaar? Baie. Okay, soos of het nou, wat ook al getal is, jy kan net imagine, dit is flippin' crazy baie. Die striking gedeelte is hoe efficient hulle dit oplos. Hulle litigeer nie heeltyd teen hulle kliënte nie. Hulle het die goed behoorlik deurdink. Hulle soos okay, dis 'n A, B, C, D of E geval. Ons hanteer dit so. Ons wil nie die customer verloor nie. Ons wil nie mense Amazon laat haat nie. Ons wil nie heeltyd in die koerant wees omdat ons weer in die hof is teen oor stupid goeders nie. Dis soos as daar 'n probleem is, sort dit vinnig uit en laat die besigheid aangaan. Ek sou sê beste kliënte ondervinding in my lewe. Is Amazon Engeland. Daar word nie you are innocent is the customer. So is nie so die insurance industrie nie. Dit is ek wil 'n voorbeeld wat my mond, behalwe in Engeland ook, wat hulle vra nie vir jou, is 'n pakkie weg, jy sê vir hulle pakkie is weg. Hy's weg. Dis nie wie dit gedoen, waar, daar's nie interrogations nie. Hy's weg, wil jy geld terug gee of so kan nie.
As jy skelm is, gaan jy dis die ou wat elke week verjaar by die Spur, jy weet wie is. Daar is altyd sulke ouens. Ja, met AI gaan hulle jou vang. Hulle gaan jou eventueel vang, maar ek sal nooit vergeet waar Pel van my Mike, hy vlieg Austin toe daai tyd, hy's nog in die motorsport industrie. En nou wil ek vir my laaitie, kyk, die goedkoopste tegnologie is maar nog steeds in Amerika, en ek wil vir hom 'n iPad koop, wat nou, weet, die helfte in Amerika kos is in Engeland. En ek sê toe vir Mike, luister, kan ek die ding met Amazon Prime daar na jou hotel toe ship, en dan bring jy hom, haal hom net uit die boks uit, dan bring jy hom vir my terug. En ek kry die adres, en seker so 2 dae later, nou sien ek die ding is afgelewer, en ek bel die hotel, en ek sê, jy weet, is daar 'n pakkie, ek bel vir Mike, ek sê vir hom, luister, die ding gekom, hy gaan na die ontvangs toe, toe het iemand die tablet uit die boks uitgesteel, hulle die boksie terug in die houer, weer die boksie in die boksie gesit van Mike se kamer, maar die iPad's weg, en bel vir Amazon, of e-mail, sê, wil jy geld teruggee, of baie jammer, verskriklik jammer vir hierdie inconvenience, wil jy geld teruggee, of soek jy aan die ene? Soek aan die ene, asseblief, volgende dag, gaan sê. That's it, nie, ja, hulle donder iemand op daarna, maar dit is nie ek nie, dit is nie my probleem. Dit is 'n goeie customer experience. Absoluut. Jy sê, daar in Amerika's die customer is altyd innocent, maar hier in Suid-Afrika is dit ook maar dieselfde. Customer is gewoonlik innocent. Ja, ons sê maar so, maar hoor nou, maar kom ons sluit vanaf, ek wil nou nie, ons tyd hardloop uit in die slot, Ernest, ek het aan jou gedink in die finansiële sektor en so, en ek bedoel, julle ook, die belangrikste ding van julle industrie is mense, is om strategies te kan dink. Ek bedoel, wat jy met my werk en so aan, ek hou, by the way, en ek is besig om jou te pan nie, maar die ding is, my experience met julle is, jy dink anders. Jy kom met 'n ander strategie, ander plan, dink anders. Nie net, ons het die goedkoopste premie daar gekry nie, jy weet dit is nie. En dan, by the way, hulle betaal nooit uit nie, maar jy weet, hulle is lekker goedkoop. Maar julle het moerse met Fika en al die stront, nee, julle het baie admin in die agtergrond. So, my eerste gedagte was, daar is 'n geleentheid om te streamline. Yes, ek dink alsoos ek het onmiddellik ook toe jy gesê het jy wil bietjie oor AI praat, het ek aan 'n hele klomp goeders gedink hoe dit die kliënt experience net kan beter maak. Obviously die Fika en al daai goeders, dit kan dit baie makliker maak om daai inligting te kry, te stoor, daai slepwerk weg te vat, sodat ek kan fokus op dit wat ek van hou, wat kreatiewe oplossings vir ingewikkelde probleme is. Ja, nie vorms invul nie. Ja, nie vorms invul nie. En ek het so 'n paar notas ook gemaak wat ek in my slot bietjie sal bespreek, wat ek gesien het waar ek excited is oor AI wat inkom. En ek het gisterand, toe sit ek so bietjie en dink oor hierdie AI ding, en die gevoel wat ek kry wanneer ek daaraan dink is 'n opgewonde gevoel. Dis nie 'n gevoel van vrees nie. Ek is nie bang dat my werk oor 'n paar jaar deur computers gedoen gaan word nie. En in die toekoms gaan dit dalk gebeur dat die advieswerk heeltemal omtrent weg gaan val, maar dit gee net weer dan nuwe geleenthede. Soos wat Dewald altyd sê, dit vat ietsie eenvoudig weg, maar dit gee net weer nuwe geleenthede. Wat ek wil sê, dis daai donkiewerk, is die vanilla advies. Die ou wat in die gewone patroon is van, uit 'n normale werk, hy's in hierdie ding, hier's jou anniteit, hier's dit. Wat die gewone, maar ek meen, dis dieselfde met dokters, ek meen, dis nie die goed wat jou in die aand laat die liggies aangaan en wakker hou en wat lekker is nie. Jy was ook, maar gee my 'n bietjie 'n moeiliker finansiële probleem om op te los. En waar eie aankom, ek sê, hier's klaar die prentjie van die ou se finansiële situasie. Ek hoef nie 3 ure, 4 ure te spandeer om hierdie inligting uit te trek en daai prentjie te teken. Ek het met AI kan ek klaar weet die baseline kry. Ek kan sê, hier's wat hierdie ou se situasie is. Kom ek maak net seker ek sien dit reg. Jy spandeer 'n halfuur op dit en dan sê okay, en die res van die tyd is nou eintlik om die probleem op te los. Yes. En ek moet sê, so ons meeste van ons kliënte raak dinge bietjie ingewikkelder, sodra jy met besigheidseienaars werk en dit raak verskillende entiteite, trusts en
dinge raak bietjie meer complicated. So, as ek die inligting op 'n vinniger en meer efficient manier kan kry, sodat ek dit bymekaar kan sit en dan my gevolgtrekkings kan maak en soos ek sê, met kreatiewe oplossings tot daai probleme kan kom, sal dit my lewe baie makliker maak. Ietsie wat ek ook gedink het, is as ek nou voor die rekenaar sou moet sit as 'n kliënt, en ek moet nou al my inligting intik, om op die ouende dat hierdie AI vir my 'n oplossing moet gee tot my probleem. Mens sit baie keer voor 'n kliënt en op die ouende hier aan die einde van die afspraak en kan jy half sê, Tannie, maar dit lyk vir my asof daar nog steeds iets is wat jou pla. En dan gaan sy sê, yes, weet jy Ernest, ek as 'n kind wat my man nie van weet nie. Of ek is swanger my. Maar in elk geval, jou premie gaan nou op dan nie. Dat ek daai inligting het. maar ek dink die mens tot mens trust en die emosionele aspek agter finansiële beplanning, dit is iets wat AI nie heeltemal kan vervang nie. Maar dit kan my werk baie vinniger en makliker maak. So 'n laaste ding wat ek sal sê is en ek wou nou gepraat het oor die e-mail marketing is en hier kom dit op neer en is interessant, jy het ons almal ken nou verlogner hulle met XA met Salesforce het Salesforce Einstein so te loops. En Salesforce Einstein kan jy ek lees hierso is hulle AI en jy bou die apps en maar hierso is die ding, hierso is die 3 woordjies is NLP. Is Natural Language Processing en dis die eintlike game changer, is waar die AI verstaan wat ons sê. Wat ons eintlik sê. En dis selfs nou met ChatGPT, omdat jy die verbruikers, hy's besig om taal te leer. En die oomblik wat hy kan, ek wil sê kommunikeer is op die level van 'n 16-jarige. Dis wanneer ek wonder selfs wat se ouderdom kommunikeer hy, min of meer, as jy hom ouderdom moet gee. Maar ek het nou 'n lekker spanner in the works, nee. Ons kommunikeer, want ons het goed geleer tik en op skool en ons praat. Ek wonder nou met die millennials van vandag, net soos, hoekom, HKM, weet wat, ek wonder of hulle daai ook in ek dink hy gaan beter kommunikeer. Die ding, jy kan vir hom 'n sin skryf en sê hy moet dit in emoji skryf. Emojis. OMW, man. Man, jy's 'n ou gat. Emoji. Die emojis. So hy kan skryf emojis. Jy kan vir hele sin. So die feit dat hy sulke stront kan doen, dink ek dink inteendeel, ek dink hy gaan die millennials makliker verstaan as vir ons. Maar daai is die crux. Hoe beter hy kan menslike of taal verstaan, dis waar die werklike waarde gaan. En dan wil ek julle laat met die gedagte wat ek dink sy helse goeie besigheid. Wat dink jy nou alweer? Ek dink aan daai Wimpy advertensie, ChatGPT talk foreign to me. Ja man, dis 'n kaartjie. Dis 'n kaartjie. Nee, dit was koffie, dit was met Wimpy, dis 'n macchiato. Nee man, dit was 'n kaartjie. Nee, is Wimpy. Dit was nie Wimpy, dit was hy het op die stoep gesit by die girl, dan chat hy op, wat wie die kaartjies gedoen. Ja, maar hy het dit by die Wimpy menu gekry. Dit is die jy het by die Wimpy menu gekry, hy het van die Wimpy menu af gelees. Anyway, praat van cross-brand. I love it when you talk foreign. Speak foreign to me. Ja, want dan weet jy sy was nog eers by Wimpy. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.